Hallo graad 11's en welkom by Wiskunde met Ahmed Suliman. Vandag kyk ons na die aard van die wortels. Natuurlik die wortels van 'n vergelyking is natuurlik daardie waardes of die sogenaamde x-waardes wat ons moet oplos. Kyk na die voorbeeld, x² min 4 gelyk aan 0. As ons dit faktoriseer as x plus 2 x min 2, som en verskil tussen twee kwadrate, dan is die een wortel min 2 en die ander wortel is plus 2. Dit is natuurlik belangrik vir ons om die getallenstelsel vir hierdie gedeelte van die werk te ken. So hier bo kry ons natuurlik die komplekse getalle en onder dit kry ons die reële getalle en nie reël. Dit is baie belangrik dat jy moet kennis neem daarvan en natuurlik onder reële getalle kry jy natuurlik rasionale getalle of irrasionale getalle. Natuurlik is belangrik dat ons moet die kwadratiese formule onthou wat ons al reeds gedoen het. Naamlik x gelyk aan negatief b plus of minus die vierkantswortel van b² min 4ac oor 2a. Onthou nou wat a is die koëffisiënt van x², b is die koëffisiënt van x en c is die konstante terme. Dan die gedeelte onder die vierkantswortel noem ons dan die diskriminant. En ons dui hom aan deur met die driehoekie en ons noem dit delta. Goed. Wanneer ons die wortels van kwadratiese vergelykings uitwerk, wil ons uitvind of die wortels reëel of nie reële getalle is, rasionaal of irrasionaal, en of hulle gelyk of ongelyk is. Dit is baie belangrik. Ons doen dit deur die waarde onder die vierkantswortel in die kwadratiese formule te gebruik, naamlik, soos die vorige gedeelte, b² min 4ac. Hierdie waarde word die diskriminant genoem en word deur 'n driehoekie delta aangedui. Belangrik, die volgende punt, gebruik die diskriminant om die wortels te omskryf. As delta kleiner as 0 is die wortels nie reëel. As delta groter as 0 is die wortels reëel. As delta gelyk aan 0 is die wortels gelyk. As delta 'n volkomme vierkant is die wortels rasionaal. En as delta nie 'n volkomme vierkant is nie, is die wortels natuurlik irrasionaal. Ons kan die feite hierbo gebruik om die aard van enige kwadratiese vergelykings te bewys. Goed, kom ons kyk na ons eerste voorbeeld. X to die mag 2 plus x plus 1 gelyk aan 0. Nou onthou natuurlik, die waarde wat voor x² staan word a genoem, die waarde of die koëffisiënt wat voor x staan word b genoem en die koëffisiënt wat natuurlik 'n konstante is word soos 1 word c genoem. So die diskriminant is natuurlik b² min 4ac. So ons vervang b² wat 'n 1 is, dan vervang ons a wat ook 'n 1 is en c wat 'n 1 is. En dit gee vir ons 'n negatief 3. Dit beteken dat delta is kleiner as 0. So as delta negatief is die aard van die wortels nie reëel. Dit beteken daar is geen wortels nie. En as ons dit grafies voorstel, natuurlik is 'n parabool of met 'n minimumwaarde of 'n maksimumwaarde, maar dit raak glad nie die x-as nie. En dis hoekom daar geen wortels is nie. Goed, ons tweede voorbeeld, x to die mag 2 min 6x plus 9 gelyk aan 0. So die b-waarde is natuurlik die negatief 6², a is weer eens 'n 1 en c is nou 'n 9. So gee vir ons 36 min 9 wat natuurlik 'n 0 is. So as delta gelyk is aan 0, dan beteken dit daar is wortel of wortels, want dit is reëel. Dit is nie negatief nie. Dit is reëel, maar dit is ook 'n volkomme vierkant. Nou die oomblik delta 'n 0 is, dan 'n 0 is of 'n volkomme vierkant is. In die geval is dit 0, dan is die wortels gelyk. Dan ons sê gewoonlik daar's net een wortel. En natuurlik as gewoonlik twee wortels, maar hulle is gelyk. Goed, die volgende voorbeeld, x to die mag 2 min 5x min 6 gelyk aan 0. So b is nou 'n negatief 5², a is weer eens 1 en c is negatief 6. Gee dit vir ons 'n 49 wat groter as 0 is, maar ook 'n volkomme vierkant is. So die wortels is reëel, dit bestaan soos 2, maar die wortels ook rasionaal. Moet jy dit vergeet nie, omdat delta 'n volkomme vierkant is.
Right, so as jy na die skets gaan jy sien dat die twee wortels is rasionaal. Nou goed, dan die volgende voorbeeld, 2x tot die mag 2 kwadraat plus 3x min 7, b is nou 'n 3, c is 'n a is 'n 2 en c is 'n negatief 7. Dit gee ons 65, ook groter as 0, maar nie 'n volkomme vierkant nie. So die wortels is dus ook reëel, maar is irrasionaal. So moet jy dit vergeet nie, maar daar is twee wortels, as jy kyk na die skets, gaan jy dit sien. Goed, om op te som, kyk na die eerste skets langsbo. Dit is hoe die skets lyk as daar twee reële wortels is, of net onder hy skets, is of 'n minimum draaipunt of 'n maksimum draaipunt. Daar is twee wortels en hulle is reëel. Kyk na die twee sketse in die middel, dat die grafiek raak net die x-as, so dit beteken die wortels is gelyk, maar ook reëel. En dan aan die regterkant die derde skets, as die grafiek glad nie die x-as raak nie, is die wortels nie reëel nie. Deur die formule vir delta soos hierbo beskryf te gebruik, kan ons die wortels van enige kwadratiese vergelyking kry. Deur die waarde van delta te bereken, kan ons die waarde van 'n onbekende veranderlike in 'n vergelyking bereken. As die aard van die wortels aangegee word, byvoorbeeld kx kwadraat min 6x plus 4 gelyk aan 0, waar k die onbekende veranderlike is, en delta bied ons ook die vermoë om te bewys dat die aard van die wortels van 'n kwadratiese vergelyking van 'n sekere soort is. Goed, ons kyk ons eerste voorbeeld. As x gelyk is aan 3, een van die wortels van x kwadraat plus 3x plus k gelyk aan 0 is, bepaal die waarde van k en die ander wortel. So as die een wortel 3 is, doen ons direkte vervanging in die vergelyking, dan kry ons x kwadraat is 3 kwadraat plus 3 mal 3 plus k, natuurlik dan is 9 plus 9 is 18, en natuurlik sal k negatief 18 wees. Dan die tweede gedeelte, vervang nou k gelyk aan negatief 18 in die vergelyking en faktoriseer. Of jy kan die formule gebruik. So sit die 18 in die plek van k, dan kry ons x min 3, x plus 6 gelyk aan 0, so die een wortel is reeds x gelyk aan 3 wat ons ken, so die ander wortel is dus x gelyk aan negatief 6. Goed, die volgende voorbeeld, kry die aard van die wortels van x tot die mag 2 plus 6x min 9 gelyk aan 0. So wat jy doen is, sodra die standaardvorm is, natuurlik, is delta natuurlik b kwadraat min 4ac, doen jou vervanging, b is natuurlik 6 kwadraat wat 36 is, a is 1, c is negatief 9. Dan kry ons delta is 72. Nou wat sê dit vir ons? Delta is positief, maar nie 'n volkomme vierkant nie. Dit is belangrik. So die wortels is reëel, maar irrasionaal en ongelyk. Tweede voorbeeld, x kwadraat plus 8x plus 16 gelyk aan 0. B kwadraat natuurlik 8 kwadraat min 4 mal 1 mal 16, wat dan vir ons 0 gee. Wat beteken dit? Delta is positief en 'n volkomme vierkant natuurlik, so en 0, so die wortels is ook reëel, dit bestaan, rasionaal en gelyk. Volgende voorbeeld, vir watter waardes van m sal die vergelyking 3.1 gelyke wortels hê, 3.2 reële wortels hê en 3.3 nie reële wortels hê. So die vergelyking is ms kwadraat min 4x plus 5 gelyk aan 0. So delta natuurlik b kwadraat min 4ac, so dit gee vir ons 16 min 20m. As ons natuurlik nou natuurlik vervang met die negatief 4, die 4 en die 5. Okay, ons delta is 16 min 20. So as ons die eerste vraag beantwoord, vir gelyke wortels, maak ons delta gelyk aan 0. Dan stel ons 16 min 20m gelyk aan 0, dan kry ons m is 4/5. So as m 4/5 is, sal die wortels gelyk wees. 3.2, so vir reële wortels, maak ons delta groter as of gelyk aan 0. So 16 min 20m is groter of gelyk aan 0, dan maak ons natuurlik vir m die onderwerp, dan kry ons m is kleiner of gelyk aan 4/5. Vir nie reële wortels moet delta kleiner as 0 is, so
16 min 20 m kleiner as 0, deel albei kante deur 20, dan kry ons m moet groter as 4/5 wees. En natuurlik is belangrik om te onthou dat as jy albei kante deel met 'n negatiewe getal, soos 'n negatief 20 oor die ongelykheidsteken, dan moet die teken omdraai. So ek hoop julle het dit gesien. Goed, volgende voorbeeld 4. Bewys dat die wortels van min 2x² plus 'n hakie a plus bx plus 4 gelyk aan 0 reëel is vir alle reële waardes van a en b. So dan nou, klein letter a is min 2, b is a plus b en c is 4. So as vervang dit nou in delta b² min 4ac, dan is duidelik b² is a plus b², a is min 2 en c is 4, dan kry ons dat a plus b² plus 32. Nou wat beteken dit? Nou moet ons bewys dat delta groter as 0 is. So hoe doen ons dit? Ons bewys enige getal wat gekwadreer word is positief. So dit is 'n feit mense. Enige getal wat gekwadreer word is positief. As ons 'n positiewe getal by 'n positiewe getal tel, moet die antwoord altyd positief wees. So daarom is a plus b² groter of gelyk aan 0 is, dan is 32 ook groter gelyk aan 0. So met ander woorde, ons tel twee positiewe getalle saam. So dit beteken delta is groter as 0. So die wortels is reëel. Goed, so ek hoop dat julle enige baat gevind by hierdie video. So alle sterkte en natuurlik moet nie vergeet nie om my 'n groot like te gee. Dis Ahmed Suliman, liewer wiskunde met Ahmed Suliman.